In Kolossense 2 vers 9 en 10 skryf Paulus, in hom, Jesus Christus, woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. Hoor so lank wat skryf Paulus in aansluiting hierby in Kolossense 3 vers 2 en 3. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Paulus sê ons lewe is veilig beskerm en bedek in Christus. In die boodskap klink dit so van vers 1 af. Onthou dit altyd, toe julle Christene geword het julle saam met Christus 'n nuwe lewe gekry. Tree asseblief nou op soos mense wat saam met en vir die Here leef. Julle moet al meer so leef dat Jesus daarmee tevrede sal wees. Moenie toelaat dat dinge wat nie vir Jesus belangrik is nie, vir julle te belangrik word nie. Spandeer liewer al julle tyd aan dinge wat vir Jesus belangrik is. Dink daaroor na, praat daaroor en doen dit. Onthou, julle waardes het verander toe julle Christene geword het. Julle ou belangstellings en lewenstyl is dood en begrawe. Julle het 'n nuwe lewe gekry. Dit waarborg God vir julle. Christus gee julle daardie nuwe lewe. Nou terug by hoofstuk 2 vers 9 en 10, waar Paulus gesê het, in Jesus woon die hele volheid van die Godheid, liggaamlik, en in hom is julle met hierdie volheid vervul. In die 83 vertaling klink dit so, in Jesus is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. En onthou, Paulus het hierdie waarheid by Jesus self geleer. Hy self praat so in Johannes 14 oor die Heilige Gees wat hy sal stuur, en dan sê hy in vers 19 en 20, nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. En daarom kan Paulus sê, in Jesus woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik, en in hom is julle met hierdie volheid vervul. Verstaan jy nou hoekom Paulus in die volgende hoofstuk daar in 3 vers 1 geskryf het? Onthou dit altyd, toe julle Christene geword het julle saam met Christus 'n nuwe lewe gekry. Tree asseblief nou op, soos mense wat saam met en vir die Here leef. Kom ons bid saam. Here, dit is my opregte gebed en ons almal bid nou saam dat U ons sal help om so te leef en op te tree, ooreenkomstig hierdie nuwe lewe wat U vir ons gegee het. Dankie vir hierdie waarheid, dat in U op aarde reeds al die volle wese van God beliggaam is, en dat ons in verbondenheid met U in daardie volheid deel. Ons prys U naam daarvoor. Amen.